Waterstofgas reageer met stikstofgas om ammoniakgas te vorm. Hierdie proses word die Haber-proses genoem. Vir 2 punte, definieer die term chemiese binding. Nou, 'n chemiese binding is 'n wederwysige aantrekking tussen 2 atome wat die gevolg is van die gelyktydige aantrekking tussen hulle kerne en die buitenste elektrone. Vir 1 punt, skryf die aantal bindingspare van elektrone in waterstofgas neer. Nou, waterstofgas is 'n diatomiese molekule, H2, so as ons die Lewis-struktuur teken, waterstof is in groep 1, dit het 1 valens elektron, en nog 'n waterstof, ook slegs 1 valens elektron, daar sien jy die Lewis-struktuur, wat die enkele bindingspaar vir ons aandui, met ander woorde die korrekte antwoord is 1. Jy kan ook die Cooper-struktuur teken, waar jy die bindingspaar met 'n streepie aandui. Maar die aantal bindingspare in waterstofgas is 1. Vir 1 punt, skryf die aantal bindings in stikstofgas neer. Nou ook, stikstofgas is 'n diatomiese element, 'n diatomiese molekule, daar's met ander woorde 2 stikstofatome, en stikstof kom voor in groep 15 of groep 5, daar's met ander woorde 5 valens elektrone. So as ek die Lewis-struktuur teken, dan gaan ek sien dit lyk soos volg, en ek gaan doelbewus die 1 stikstofatoom teken met kolletjies, en die tweede stikstofatoom gaan ek teken met kruisies, om die valens elektrone aan te dui. En as ons dan gaan en ons teken dit as 'n Cooper-struktuur, dan kan jy sien, daar is 3 bindings tussen 2 stikstofatome. Daar is ons eerste bindingspaar, ons tweede bindingspaar en ons derde bindingspaar, en hierdie aan die linkerkant en aan die regterkant is die alleenpare. Maar die korrekte antwoord is 3. Vir 2 punte, teken die Lewis-diagram vir die ammoniakgas. Nou jy sien klaar, ammoniakgas is NH3. As ons die Cooper-struktuur teken, sal jy sien dat ammoniak lyk so. So ons kan dit gebruik in ons agterkop. Ons weet stikstof het 'n alleenpaar in die geval van ammoniak, en dan 1, 2, 3 valens elektrone wat as bindingselektrone gaan optree. En dan waterstof met die enkele valens elektron, en daar sien jy jou volledige oktet vir stikstof, al 8, en dan die duetreël wat gevolg word in die geval van waterstof. So, ons het ons alleenpaar, so die aangepaste Lewis-struktuur sal die alleenpaar insluit, so daar sien jy die alleenpaar en die 1, 2, 3 bindingspare. Die Cooper-struktuur wys nie noodwendig die alleenpaar nie. Gebruik die konsep van valens elektrone om te verduidelik waarom argon onreaktief is, terwyl chloor gereedelik verbinding vorm. Hierdie vraag tel 4 punte. Nou, argon is 'n edelgas en dit kom voor in groep 18 of in groep 8. Dit hang af watter sisteem jy volg. Nou, argon se buitenste energievlak is volledig gevul met 8 valens elektrone. Dit beteken, argon het nie nodig om elektrone by te kry of te deel nie, en gevolglik is argon chemies onreaktief. Chloor aan die ander kant is 'n halogeen in groep 17 of 7 met 7 valens elektrone. Chloor kort dus 1 elektron om 'n stabiele struktuur te verkry. Chloor sal dus altyd aan 'n ander chlooratoom of aan ander elemente bind om stabiliteit te verkry, terwyl argon reeds 'n stabiele struktuur het.